Okay, we should be live. Ek sien nog niks op Facebook nie. Ek wil net gou kyk. Kan jy die comments aan jou kant sien? Jy gaan behoort comments te kan sien. Kom ons Ja. O ja, daar. Ja. Yes, we are live. Ja. Alright. Alright. Net gou so maak. Righty, jou. Okay, ons is definitief op want daar's al 9:10. Okay, hallo julle almal. Ek hoop dit gaan verskriklik goed. Welkom by reeks oor my volvrou. Dis omdat ek hierdie fout nou net gemaak het, dan gaan ek hom weer maak. Nee, welkom by Vrou Wees, Regheid en Rou. Ek sien vir Willemien. Hallo Willemien, hoe gaan dit met jou? Sit lekker warm daar waar jy nou bly, daar tussen die ampersekie palmbome. Die palmbome. I had myself a day, julle. Ek is vrekpoeg, maar welkom by ons Facebook reeks, seisoen 2 van Vrou Wees, Regheid en Rou. Dis vir ons verskriklik lekker om terug te wees, weer eens uit die hart van Leandi uit, my geestelike sussie, baie goeie vriendin in my lewe. Wat my gevra het, ek nie net weer 'n bietjie lus om hierdie ding te doen nie, en een video en die massa vrae het deurgekom, en aan die een kant is dit my hartseer om te weet hoeveel vrae, diep, harde vrae daar is waarmee vrouens sukkel, en is daai vrae wat ons alleen dra, te skaam om te gaan praat oor, te skaam om te gaan sê oor hierdie se gedagte, hierdie is waarmee ek sukkel, wat doen ek met hierdie gedagte? Maar regtig, julle in sekondes baie e-posse gekry, so dankie. Hierdie reeks gaan weer 4 episodes lank wees, so julle kan julle vrae aanhoudend deurstuur. Jou vrae gaan permanent anoniem bly. Leandi kry die vraag, dan weet sy eers van wie die vraag afkom of wat die konteks van die vraag is nie. So dit word absoluut anoniem beantwoord, en ons hart agter die program is dat jy Bybelse perspektief gaan kry. Ek sê nie ek en Leandi weet alles nie, maar ons is vrou soos jy wat by Jesus se voete wil gaan sit, bid oor hierdie vrae en sy hart agter dit soek vir ons elkeen. So baie dankie dat julle saam met ons kuier. Baie dankie dat julle lus is vir so 'n program, lus is vir so 'n lekker vrou wees saam kuier. En ek gaan sommer wegtrek en vra, as jy inluister, as jy die vorige seisoen geluister het, laat weet sommer of jy terug is vir 'n tweede keer of hierdie jou eerste keer is, en as dit jou eerste keer is of sommer net oor die algemeen, van waar jy inskakel, want ek weet die vorige keer het ons, ek dink ons het tot in Israel 'n vroutjie gehad wat ingeskakel het, Australië, Nieu-Seeland, Dubai, en ek weet die ure wat daai vrouens moet opstaan om hierdie te kan kyk. So yeah, I honor those who needs to sacrifice sleep to watch this video. So sis, wil jy iets sê? Yes, man, dis lekker om terug te wees. Ek is excited. Ek weet daar was verskriklik mooi getuienisse uit die vorige keer uit. So ek wil by jou bylas add on en net sê, dis presies soos jy gesê het, ons het nie al die ons sê nie ons antwoorde is 100% altyd die enigste antwoord nie, maar dit is regtig moeite doen om by die Here te sit en te hoor wat hy sê en dan saam gesprekke oor dit te hê. So as 'n vrou iets in die comments ook wil sit en bylas of 'n mooi skrif wat jy dalk gekry het uit jou lewe uit of 'n getuienis wat jy uit jou lewe het, sê dit vir ons in die comments dat ons almal saam praat. Ons is almal vrou, ons het almal struggles. So ja, dis vir my lekker, sussie, dankie dat jy die tyd gemaak het. Ek weet jy is eintlik op 'n plek waar jy gesê het I'm done, maar ja, ek weet die Here gaan mooi maak weer deur hierdie reeks. So ek's regtig verwagtend, en die vrae wat ons kry, joh, dit laat 'n mens bietjie stil sit en regtig die Here vra, Here, wat is die hart hier rondom? So ja, ek dink absoluut. Ek wil net bysê, ek weet nie van jou nie, maar vir my is as ek hierdie vrae voorberei, dit werk harder aan my as wat ek dink na die boodskap actually gaan oordra, gaan sê hoor, hierdie is wat ek voel, dis my hart agter die antwoord, maar hierdie goeters is vir my, dit vat my terug na my waarheid, na waarvoor staan ek en wat glo ek. So dankie vir hierdie vraag. Ek het vir Leandi net die vraag gestuur in die comment tag, dis ek vir hoor, hier's tawe vraag. Kies jou 3. Yes.
joh, nee, daar's woeste vir haar en mens wil so al sê nee, skiep, maar ek dink dis juist daai waar jy moet gaan diep delf en sê kom ons kyk saam na wat sê die woord en wat voel ons lei die Heilige Gees ons na toe. So ek dink ek wil vrouens aanmoedig ook om die antwoorde, die vraag te vat en die antwoord dan te vat en te sê, kom ek gaan self woord toe, kom ek gaan kyk self wat sê hierdie skrif, kom ek hê bietjie gesprekke met mense by die kerk in my selgroep. Dat mense regtig moeite doen om nie net te sê wel Leandie het so gesê of Geraldine het so gesê nie, maar regtig wat het die Here gesê. So ek dink dit is belangrik dat hulle net ek sê altyd vir my mensies met wie ek 'n pad stap, jy eet die vis en jy spoeg die grate uit. So moenie dit net as die beginning all en die end all vat nie. Daar is die Heilige Gees. Jy die Heilige Gees laat die Heilige Gees jou lei in die waarheid. Absoluut. Ja, so gaan ek vir ons bid. Let's go. Vader, dankie vir die groot voorreg om weer saam met 'n klomp sissies hier op sosiale media te kan kuier. Here, dit voel vir my soos ou familie wat weer terugkom in 'n sitkamer en gereed is om by u voete te kom sit en te kom sê, Vader, lei ons. Ons het hierdie worstelinge in ons binneste, ons het hierdie vrae in ons binneste, ons weet nie altyd, Here, wat dit is wat u sê nie. En daarom vra ek vanaand dat u vir my en Geraldine so mooi sal lei, dat die Heilige Gees so oor sal neem, Vader, dat daar waar elke sissie is, dat sy 'n tasbare teenwoordigheid sal beleef, dat u openbaring vir haar sal gee, dat u Gees sal kom en vir die woord sal oopbreek, Here, al is dit selfs in woorde wat ek en Geraldine nie sê nie, dat u dit vir haar sal kom wys en vir haar sal kom wys hoe uiters geliefd sy ook is. Vader, ek bid dat u 'n muur van vuur rondom ons sal trek, dat u hierdie gesprekke sal beskerm en Vader, ek en Jerry staan terug en ons sê, come and have your way, Lord. This is yours, Lord. Here, hierdie platform is u sin, hierdie reeks is u sin, dis vanuit u hart uit gebore en daarom kom ons net as 'n oop wessel en kom sê, gebruik ons, Vader, en kom raak elke sissie tasbaar aan. In die kosbare naam van Jesus bid ek dit. Amen en amen. Amen. Asai. Right. Let's do this. Ek wil net graag asseblief 'n disclaimer insit. As Leandie gaan praat en ek gaan nie meer vir die skerm kyk nie, is dit omdat ek intense notas maak, want ek onthou beter. So ek weet die vorige keer dat ek die verskriklikste comments gekry van hoekom lyk ek so verveeld as Leandie of Greta praat. Nee, ek is eintlik ook net besig om soos julle notas te maak. So as daar van julle is wat vir ons asseblief die skrifgedeeltes of as ek vir julle byvoorbeeld gaan sê, hier's my 3 of 4 punte vir die gesprek en jy is gretig genoeg om dit vir ons in die comments te post, please do so. Ek gaan verskriklik baie waardeer. En ja, hier is ons altyd Wilhelmina is reg vir dit. Sorry. Great, dankie. En ek sien Irene is ook hier so Voor Irenetjie is ook. Okay, great. Hulle is op dit. If they wanted to or not, they're on it. Right. Ja. So, ek dink een van die ek wil nie sê gereelde vrae nie, maar 'n baie algemene as jy die vraag eintlik gaan mooi lees, kom die vraag eintlik na dieselfde vraag wat ek nou gaan vra. En die spesifieke vrou of vroutjies het vir my gevra of vir ons gevra, ek voel ek het God teleurgestel. En ek dink baie van ons het al gevoel ons stel God teleur. En dan kan ons in hierdie plek in ons gedagtes ingaan waar ons dit 'n groot saak maak versus actually taking it to God. En toe ek hierdie vraag kry, toe besef ek maar my boodskap wat ek Saterdag gebring het by die vrouens, by die Mighty gedeelte van die vrouens, pas eintlik so mooi in by die vraag. En ek gaan begin deur daai vraag eers te antwoord om vir jou net te herinner wie jy is en wat nie wat ek vir jou sê wie jy is nie, maar wat die woord vir jou sê, want ek glo hierdie gaan so 'n aha moment wees. So ek wil eerstens net begin deur 'n baie algemene ding te sê en miskien gaan my Facebook geblok word na hierdie, want ek gaan nou teen die wêreldse taal praat, maar ek het gelukkig nou al in my lewe ook 'n baba gekraam, so ek kan dit nou uitsê want ek het ondervinding, maar volgens my kennis kan 'n vrou net geboorte gee aan 'n seentjie of 'n dogtertjie.
ek het nog nooit gehoor 'n vrou gee geboorte aan 'n failure nie. So, Sure. failure is not a person. You're making yourself a failure. Wanneer jy sê ek stel iemand teleur. Ons gaan nie alles in die lewe sukses van maak nie. Ek moet byvoorbeeld glad nie sing nie. Ek gaan ook nie probeer sing nie. As ek dit gaan aanhoudend probeer doen, dan gaan ek myself teleurstel. But that doesn't make me a failure. It's not my talent. En ek dink baie van ons vat die woord failure of vat die woord ek is 'n teleurstelling en ons maak dit dan ons identiteit. En ek wil jou terugvat na wat is God se oorspronklike plan met jou identiteit gewees? En dit gaan ons sommer net in die begin van die Bybel. En dit is my so wonderlik want ek het nou 'n Bybelstudie kursus wat Maandag begin want ek juis hierdie konsep van Genesis vasvat. Daar's 'n rede hoekom Genesis begin met hierdie. En Genesis 1 vers 26 praat God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees en hulle sê kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelykenis. So ek en jy is met 'n plan en met 'n doel gemaak en dit is om in God se beeld te wees. So ons is ontwerp om 'n weerspieëling te wees en 'n verteenwoordiger, 'n gelykenis van God se karakter. Dit was die doel waarmee hy my en jou gemaak het. So ons waarde is nie ontologies wie jy is nie. Dit is op die prestasie gebaseer wat jy doen nie. En wat gebeur is dan skuld en skaamte kan dan inkom en dan kom verdof dit wat jy glo en weet van jou identiteit. Maar jou identiteit kan nooit gekanselleer word nie. Maak nie saak wat se groot teleurstellings jy langs aan jou naam sit. Ek gaan sê Geraldine is gelyk aan mislukking A, mislukking B, teleurstelling C, al daai goedjies, dit kanselleer nie my identiteit uit nie. My doel en die rede hoekom God my gemaak is om gelykenis van sy beeld te wees. Genesis 1 vers 26, dit staan in sy woord. Dan daai selfe hoofstuk sê, dan later, toe God die hele skepping gemaak het hy na alles wat hy gemaak het, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 gesê, dit is goed. En toe kom hy by Genesis 31 en hy het die mens gemaak. En toe hy die mens klaar gemaak het, toe sê hy nie van die mens, dit is baie goed nie. Dit is nie, hy het nie van die mense gesê, dis goed nie, hy het gesê, dis baie goed. So ek en jy is baie goed gemaak. Dis die eerste woorde wat oor my en jou gepraat is, dat ons is baie goed gemaak. Hoor mooi, daar staan nie, die mens is goed gemaak, maar hy moet beter doen nie. Daar staan net, baie goed. So die implikasie is dat God se beginhouding teenoor my en jou is welbehae, nie wantroue nie. En ons verhaal begin met seën, nie met skande nie. En dis ons identiteit. So ek sê baie keer vir vroue en ek self stoei met hierdie, is om terug te gaan na die plek of myself te sê, ek is baie goed. Dis God se eerste woorde oor my gewees, nog voor die wêreld my kon vertel het, wat die wêreld van my dink, uit my foute en my verlede en my mislukkings ensovoorts. So, ons kan nie God teleurstel in die sin van ons verras hom nie. Want hy ken ons, hy ken ons vol, van die begin tot die einde ken hy ons, en tog steeds skryf hy oor my en jou, dat ons is baie goed. Maar wat gebeur? Waar kom daai gedagte in, dat ek en jy stel God teleur? Daai gedagte kom in by Genesis 3, 2 hoofstukke later, en dis die leuen agter alles, wat ek en jy glo, wat ons die teenoorgestelde glo, as ons is baie goed. En dis die slang wat met Eva kom praat het, en hy het vir Eva kom hy het nie God kom bevraagteken, maar hy het haar kom laat twyfel oor wat God eintlik kom sê het. En hy vra toe vir haar, maar het God regtig gesê? En die snaakste is, dit waaroor hy haar kom verwar het, is hy het vir haar gesê, ja, as julle van daai boom gaan eet, dan gaan julle soos God wees. En die ironie is, ons is dit reeds. So hy het haar nie kom verwar met 'n nuwe waarheid of 'n leuen nie. He just distracted her belief on what she felt. En toe wat gebeur, is die onvergenoegdheid. Gees word geplant binne haar. Want as ek en jy weet, ons is in die gelykenis en in die beeld van Christus gemaak. En hy sê oor my en jou, ons is baie goed. Waarom het ons hierdie ongenoegdheid binne ons? En so,
die patroon wat gebeur is die slang of die vyand kom plant twyfel in ons harte oor die Vader se hart. En dan begin ek en jy wantroue te kry, en uit wantroue vir God wil ons die situasie self red, en dit noem ons beheer. En dan wanneer ons in aspekte van ons lewe misluk, want ons is nog nie so goed daarin nie, dan we feel like failures. En ek dink die mooiste lesse word geleer uit ons kinders uit. Kon hulle my, toe sy uit my maag het gekom het, al loop? Nee. Kon hulle my kruip? Nee. Het sy met die eerste probeerslag dit reg gekry? Nee. Sy het geval, seer gekry, weer geprobeer. Kan sy duidelik gepraat het? Het sy al haar woordeskat gehad? Nee. Dis aangeleer by haar. En sy ken nie van vinnig en stadig nie. Ek as 'n mamma wil haar partykeer vergelyk met 'n ander dogtertjie in haar ouderdomgroep. En dan moet ek myself herinner, maar Lemay is Lemay. Sy is nie daai dogtertjie of daai dogtertjie nie. So eventually gaan almal loop, eventually gaan almal praat, eventually gaan almal potty train, eventually gaan hulle almal tande hê. Maar sy uit haar eie uit gaan sy leer hoe om by daai milestone uit te kom. En dan wat gebeur in Genesis 3 is hulle eet van die vrug, hulle oë gaan oop en skaamte kom in. En ek en jy sien ons teleurstelling dan en ons kry skaam. Versus om te sê, wat moes ek hier geleer het? En move on. Of, wat moet ek hier leer? Moet ek weer probeer? En so ek het dit juist begin deur net eers vir vrouens se identiteite te weet, om vasmaak van jou teleurstelling in God, of jy voel het God teleurgestel, verras hom nie, want hy ken jou van kop tot tone. Hy het jou in sy beeld gemaak, met sy plan en sy eerste woorde oor jou is dat jy baie goed is. Die probleem is, hoekom voel ek en jy ons stel God teleur? En hierdie mag dalk 'n baie touchy subject raak, en ek glo vir wie dit 'n touchy subject gaan raak, gaan jy dalk miskien gaan introspeksie moet gaan doen oor hoekom hierdie vir jou pynlik is, maar baie van ons dra 'n projeksie van wie ons glo God is. En dit kom uit ons aardse ervarings uit. En baie dikwels wanneer ek met vrouens werk, is die projeksie wat hulle dan het, kom uit 'n gebroke aardse vaderverhouding. Jy het of 'n afwesige pa gehad, jy het of 'n baie streng pa gehad, jy het of 'n onvoorspelbare pa gehad, kom ons noem hom byvoorbeeld 'n pa wat aan alkoholisme vasgevang was, wat een aand by die huis is en 3 aande weg is, en een aand by die huis en 3 aande weg is. En jy het 'n onvoorspelbare pa gehad, dalk het jy 'n pa gehad wat verskriklik baie prestasiekultuur in jou ingehamer het. Dalk het jy 'n pa gehad wat godsdienstig was, in plaas van regtige intieme verhouding met die Here te stap. En dalk het jy 'n pa gehad wat jou ongelooflik baie vergelyk het, maar uit hierdie aardse ervarings kleer ons dan hierdie beeld in van God. En dan wil ek jou vra, vat daai teleurstelling wat jy voel. Ek stel God teleur in hierdie. En dan gaan vra jy vir jouself, maar hoe lyk daai aardse pa verhouding met daai selfde teleurstelling? Want miskien is dit 'n indirekte lyn van jou aardse vader se verhouding. En dan wanneer ons beeld deur aardse ervarings oor God geskep word, dan sien ons vir God as die prestasierekenmeester, met ander woorde, my liefde moet verdien word. Of ons sien hom as hierdie onvoorspelbare regter, ek loop op eiers rondom hom. Of jy sien hom as 'n afwesige leier in jou lewe, en jy's op jouself aangewese. Met ander woorde, jy daai sterk gees van independensie wat 'n wêreldse kultuur is, want die wêreld leer ons independent, maar God sê lean on me. En ongelukkig dan wanneer daai gebeur, en dit is die seer woord, en dit is 'n lack of a better word, maar dan raak ek en jy die weeskind gees. Want ek werk om te behoort. Ek werk in plaas van om te behoort, in plaas van om te leef vanuit behoort. So volgens Romeine 8 vers 15 tot 6, en ek wil dit graag vir ons lees uit die Passion Bible uit. Net gou daar, kom ek hier nou op gehad. Romeine 8 vers 15 tot 6. Praat dan so mooi. En dit sê Romeine 8 15. Ekskuus julle. It says, and you did not receive the spirit of religious duties. Lean your back into fear of never being good enough,
but you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned. For as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as He whispers into our innermost being, You are God's beloved child. Ek meen daar is nie vir my 'n mooier vertaling as hierdie in die Passion Translation van Romeine 8. Daar's soveel bevestiging. Ek en jy is in God's family and the Holy Spirit makes His fatherhood visible or real to us. And he says to us, you are God's beloved child. So ja, ek dink wanneer jy voel jy stel God te lewe, like eers sê jy verras hom nie want hy ken jou van kop tot tone. Ek wil hê jy moet gaan introspeksie doen oor hoe lyk jou aardse verhouding met jou pa. Of dalk enige man wat jou dalk gewond het. En ek praat uit ervaring uit want ek myself ook gaan kyk het hoekom stoei ek so met hierdie vaderverhouding en dalk is die motiewe intentioneel gewees, dalk is die motiewe onskuldig gewees, maar dan uit daai plek uit lei ons aan 'n weeskind gees. En 'n weeskind gees sê ek moet doen om aanvaar te word. Ek moet alles van myself daar buite sit sodat ek kan inpas. En ek weet dat God wil vir jou 'n genesende beeld wys van wie hy vir jou is. Want dan gaan jy agterkom, soos in Lukas 15, die Vader hardloop na die verlore seun toe die verlore seun gekom het. Hy wil jou Vader wees. Die seun, Christus word sonde vir ons sodat ek en jy in geregtigheid kan lewe. Hy wil die seun wees in jou lewe en hy wil die gees wees, nie die slaafgees nie, maar die Abba seunskap in jou lewe en dit is die genesende beeld van wie Vader vir jou wil wees. So ek hoop ek kan jou hart genees of jou hart 'n pleister op jou hart plak deur te sê ja, ons gaan misluk. As ons enigiets op ons eie krag gaan aanpak, we're going to misluk. As ons gaan dink in ons eie wese, ons is goed genoeg, we're not going to be good enough. Maar ons is goed genoeg, want ons is volmaak in sy beeld. En dan, om regtig aan jou weeskind gees te gaan werk. Ek weet nie of jy ietsie wil bysê nie, my sis. Dis nie, ek dink jy het dit baie mooi saamgevat. Ek dink baie keer vra mense net hoe weet ek wat is hierdie weeskind mentaliteit? En ek dink 'n goeie toets om te doen as jy ergens rustig raak of jy gaan lê vanaand in die bed, is om net om jou oë toe te maak en jouself in die troonkamer te bevind. En dan jouself te vra, maar waar bevind ek myself in die troonkamer? En as jy voor hom staan, ver van hom af en na hom toe moet opkyk, dan gaan jy weet, maar ek het 'n weeskind mentaliteit, want kind van God is by hom, op sy skoot, teen sy bors, kyk saam met hom na die aardse kant, toe wil ek amper sê. Maar as jy weeskind mentaliteit het, is dit hierdie mentaliteit van, ek moet hier voorkom staan en ek moet kom jy weet, ek moet kom beg, ek moet kom pleit vir iets, ek moet kom mooi vra, ag hierdie wurmpie wat nou hier onder is, ag asseblief Here, maar as jy kind is, dan weet jy sit in hemelse plekke saam met Jesus Christus gesetel, jy's teen sy bors, jy's op sy skoot, so dis dalk net 'n goeie toets om te kan doen, maar jy het dit baie mooi saamgevat. Ek dink, die groot ding is daai identiteit en dan die vader ding, dat daar dalk vaderwonde is. So ja, nee, dat is baie mooi. Okay, my sis, jou eerste vraag is, hoe vergewe ek iemand wat nooit jammer sê nie? Ek het hierdie vraag was my so lekker, want ek het nou juis so met 'n sussie regtig 'n lang pad gestap oor vergifnis, en ek gaan aan die einde, ek het haar toestemming gekry om net so 'n bietjie van haar testimonie te vertel. Maar eerste wil ek sê, nêrens praat die woord van voorwaardelike vergifnis nie. As jy reg deur die Bybel gaan lees, gaan daar nêrens staan, my kind, jy moet vergewe, maar net as die persoon jammer kom sê het, of net as die persoon weer nice is met jou, of nêrens praat die woord van dit nie, want vergifnis is 'n opdrag en dis 100% onvoorwaardelik. Ek dink dis die moeilike deel, en as ons waarheid met mekaar wil praat, 99% van die keer gaan die persoon nie jammer sê nie.
Ek weet nie van julle nie, maar in baie gevalle in my lewe weet die persoon dalk nie eers hulle het jou jy het aanstoot geneem oor iets of jy het seer gekry oor iets. Maar daar is ook gevalle wat 'n persoon doelgerig seer gemaak het en hulle gaan net nooit kom jammer sê nie. Maar hier wil ek vir jou sê my sussie, die vergifnis het ek wil amper sê niks te doen met die ander persoon nie, maar alles met jou. En ek dink as ons kop rondom dit kan swaai, om te sê dat vergifnis het nie met daai persoon te doen nie. Vergifnis het met my te doen. En ek gaan nou vir jou uit die woord uitwys wat vergifnis, wat onvergifnis aan jou doen. En dis vir my belangrik. So, onvergifnis, hierdie ding het jy seker al so baie gehoor, maar onvergifnis is om gif te drink en te hoop iemand anders gaan dood. Jy drink die gif en jy hoop die persoon wat aan jou gedoen het sterf of kry 'n kramp of iets gebeur met hulle. So vergifnis is nie 'n keuse, dit is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. Dit is die groot ding. Hierdie sussie met wie ek die pad ook gestap het, sy kon dit nooit verstaan nie. Hoe is vergifnis 'n keuse? Want dis 'n opdrag en Matteus 18 praat baie duidelik oor dit. Want daar gaan nooit 'n regte tyd kom nie. Daar gaan nooit 'n regte gevoel kom nie. Die vyand sal jou altyd op die plek hou waar jy voel ek kan nie vergewe nie, want dis waar hy weet hy jou kan pynig. En hoekom sê ek pynig? Want Matteus 18, ek gaan dit vir jou lees. Dis nogals 'n stukkie, maar ek moet dit vir julle lees. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd doen teen my? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarop het die koning beveel dat hy en sy vrou en kinders en alles wat hy het verkoop moet word en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Ag, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur, was hulle diep teleurgestel en het hulle alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie? En hier kom die kruks van die saak in vers 34. Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. En dan sê vers 35, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. En hierdie het my mind geblaas toe ek hierdie ding kop. Want ons lees die hele eerste deel en ons sê ja, okay, maar ons hoor nie wat met ons gebeur as ons aan onvergifnis vasklou nie. As ek en jy aan onvergifnis vasklou, word ons oorgegee aan die pyniger. Baie vertaling sê die pyniger, die folteraar, jy word oorgegee aan die martelaars. En my sussie, vanaand wil ek hê jy moet regtig introspeksie doen en sê, waar in my lewe voel dit ek word gemartel, ek word gepynig, of dit is fisies in jou liggaam, of dit is emosioneel, maar jy voel you are being tortured, soos die Engelsman sê. Dan wil ek vir jou sê, is daar nie iets of iemand in jou lewe wat jy moet vergewe en wat jy net eenvoudig weier om te vergewe nie? Ek wil as 'n side note sê, vergifnis maak dit wat hulle gedoen het nie reg nie. Ek dink baie keer het ons in ons agterkop dat
as ek hulle vergewe, dan sê ek, ag, is okay, dit wat jy aan my gedoen het, is maar alright. Regverdige Dit gedrag. is nie dit nie. Daai persoon word nie vrygeskel van dit wat hulle gedoen het, of jy aanvaar dit nie. Daai persoon gaan steeds verantwoording doen voor God. Hier's die ding, die woord sê ek en jy gaan vir ons eie dade verantwoording doen voor God. Maar jy is die een wat vrykom, want jy haal hande af en sê, Here, nie ek gaan hierdie saak kan beredder nie, maar U gaan kan. En ek weier om verder getorture te word. Ek weier om verder die gif te drink. Ek het klaar so seer gehad. Dit is nou in U hande. So hoor gou Hebreërs 10 vers 30 tot 31. Dit sê, want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak. My sissies, aan God behoort die wraak. Ek sal vergeld, sê ons God. En ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. My sussie, ek weet jy wil partykeer revenge hê, maar die Here sê, los my, dat ek self oordeel, dat ek self daai persoon mee te doen kry en self met daai persoon werk, as wat jy in daai plek inklim en jy dink maar hierdie persoon moet nou betaal. Jy's die een wat die prys betaal. Jy's die een wat getorture word. Jy's die een wat gemartel word. So ek wil regtig vir jou sê, as jy in enige area voel, uit die getuienis is hierdie sussie van my het migraines gehad. Julle is soveel so dat sy op 'n daaglikse basis gesuffer het. Tot die oomblik wat sy kon vergewe. Sy sê vir my in 'n boodskap, Leandie, ek het nog nooit weer migraines gehad nie. Sy sê vir my, ek was getorture vir my onvergewensgesindheid. En ek het dit nie verstaan nie. En hier's die ding van vergifnis. Jy gaan dit nie altyd verstaan nie, maar dis 'n beginsel wat vas lê in God se woord en ek en jy kan nie om dit kom nie. As God sê dit is so, my sissies, dan moet ek en jy daarbey inval. En dis nie omdat hy wil hê jy moet iets bonatuurlik doen nie. Dis omdat hy die beste vir jou wil hê en omdat hy wil hê jy moet kan losmaak van dit wat seer gemaak het sodat hy kan intree. En hoor mooi, vergifnis is 'n proses. Jy gaan nie ewe skielik, as jy nou gesê het ek vergewe, gaan jy nie ewe skielik nie meer pyn hê nie. Jy gaan nie ewe skielik nie meer kwaad wees nie. Dit gaan 'n proses wees, maar daar het iets in die geestelike riem gebeur wat jou losmaak van die pyniging, wat jou losmaak van die marteling, sodat die genesing kan gebeur. So dit is die eerste stap in die genesingsproses. So gaan daai emosies weer opkom, gaan daai gedagte weer opkom, gaan jy weer kwaad raak? Ja, jy gaan. Maar jy het nou losgemaak en die Here kan nou daarin tree en hy kan begin om te genees. Matteus 6 vers 12, waar Jesus sy disippels leer om te bid. 5 sinne leer hulle om te bid. En een van daai 5 sinne gaan oor vergifnis. As ek en jy dink vergifnis is nie belangrik nie, of ag ek sal oor 'n jaar vergewe, of ag ek sal vergewe wanneer ek so voel. My sissies, dan wil ek vir jou sê jy's onder 'n wanpersepsie en die vyand lieg verskriklik vir jou, want vergifnis is core to the gospel. It's something we cannot get around. It's a principle, it's a godly principle. En al verstaan jy dit nie, just trust the process. Vertrou genoeg dat die Here, as hy dit so belangrik geag het om sy disippels te leer dat en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Dan moet ek en jy agslaan op dit. Dan kan jy nie nog wonder, maar gaan dit nou regtig werk? Want hierdie sussie wat die getuienis het, sy vertel vir my, sy sê vir my, ek het regtig getwyfel of dit gaan, hallo? Ek het regtig getwyfel of hierdie vergifnis regtig gaan werk, of daar regtig iets gaan wees aan dit. En sy sê, dit wat gebeur het, toe sy die keuse maak, it was just huge. So 'n jammer gaan jy dalk nooit kry nie. Maar moenie toelaat dat daai persoon wat jou reeds jy so seer gemaak het, nog verder dit reg kry dat jy gemartel word, dat jy gepynig word, dat jy oorgegee word aan die folteraars omdat jy nie wil vergewe nie.
Asseblief my sissies, vergewe, spreek vry, laat gaan, sodat jy vryheid kan beleef. Ek dink as daai net vanaand kan gaan vassit. Vergifnis is nie vir die ander persoon nie. Vergifnis is vir jou. Dis vir jou welstand. Dis vir jou gesondheid. Dis vir jou vryheid. Ja, ek dink regtig, wat so mooi was vir my oor hierdie sussie se getuienis ook. Sy sê, en sy het regtig, dit was nie net iemand het op haar toon getrap en sy moes vergewe nie. Dis regtig, sy's as 'n offer gegee as klein dogtertjie vir vrymesselaars en sy het regtig seer gedra. En mense het verstaan dat daai pyn en totdat ek vir haar verduidelik het, it's not about them. Dis nie om dit wat hulle gedoen het reg te maak, dis sodat jy kan vry wees. En sy het dit gedoen het. Nie net het sy nie meer migraines nie, maar sy kan na daai persoon kyk en sê, ek haat jou nie eers meer nie. Ek sien jou soos God jou sien. Hoe crazy is dit? Net die Here kan dit doen en net vergifnis kan dit doen. Sy het soveel compassion nou vir daai persoon om te sê, jy het die Here nodig. Ek sien hoe stikkend jy is. En net vergifnis kan dit doen. As jy gaan vashou aan bitterheid, aan haat, dit gaan vir jou lewendig opvreet. It's going to creep into your bones. En dis hoekom ek vir jou sê, because it's torturing, want hierdie sê, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak. En nou kan jy sê, yes, maar die Here is evil. Nee, my sissies, die Here weet net wat goed is vir jou, en hy weet wat jou vry maak, en hy weet wat jou gesond maak. En ek en jy moet dit vasbrand in ons harte. Om te vergewe moet soos tweede natuur wees. Want die oomblik, want die vyand weet wat hy doen, en hy weet dis soos kettinge om jou bene, en hy kan jou gaar maak met dit. En ons dink, ag, is 'n simpel ou dingetjie, ag, ek sal hom vergewe wanneer ek weer so voel, of eendag wanneer hy jammer gesê het. Never going to happen. Ja, soos ek weet nie of jy iets wil add op dit nie. Ja, ek dink as ek myself in daai plek het, ek moet vergewe, dan wat altyd in my gees dadelik opkom is grace and mercy. So grace is getting what I don't deserve, and mercy is not getting what I deserve. En dan sê ek myself baie keer dikwels, as God se genade en sy grace and mercy vir my aanhoudend nie uitgedeel word. Want in respek, as ek moet kry wat ek verdien, en as ek nie moet kry wat ek nie verdien nie, my life would be horrible. So, ek dink ons vergeet baie maklik, jy weet, waar ons tekort kom, en waar ons dalk mense seer maak. Ons vergewe moet word. Ja. En ons, God se genade en sy mercy, grace and mercy, is vir ons oorvloedig. Daar's geen einde nie, but we battle to have the same for other people. So, ja, ek weet wat in my liggaam gebeur het, as siektes en seer wat in my liggaam gedra het, wat my amper my vrugbaarheid gekos het, omdat ek gesukkel het om te vergewe. So, dit gaan nie oor die ander persoon nie, dit absoluut gaan oor wat dit vir jou gaan doen, en kies jou, maak jouself waardig genoeg om te sê, ek verdien nie hierdie pyn nie, maar ek verdien ook nie om verder gemartel te word nie, but it's like giving that person control, just to extend the season. Exactly. Ek sien daar's 'n vraag wat sê, ek weet nie om te vergewe nie, waar begin ek? Dis regtig eenvoudig, dis 'n sin wat jy sê, Here, ek vergewe, en dan noem jy die naam. So daar's regtig nie, ek sien nou weer wat is die eerste stap van vergifnis. Jy gaan sit in jou stilte tyd, en dan moet jy dit in jou dagboek skryf. Here, ek vergewe my pa. Here, ek vergewe my ma. Here, ek vergewe my eerste kerel. En sissies, dis crazy hoe die Here, soos jy in hierdie vergifnis ding ingaan, hoe die Here ander mense bring, wat jy gedink het, ag, ek's eintlik alright met hulle, en die Here vir jou wys, maar jy dra eintlik nog seer rondom daai. En dis so eenvoudig soos dit wat ek nou vir jou sê, om stil te raak by die Here en te sê, Here, ek kies om vandag my pa te vergewe. Here, ek kies om my vriendin te vergewe. Ek spreek hom of haar vry, en ek
seën hulle in die naam van Jesus. Dit so eenvoudig soos dit. Ons dink altyd it's rocket science, it's not. It's proclaiming, want die woord sê dit wat in ons mond lê, die krag lê in my en jou tong. So dit wat ons spreek, hoor die geestesriem en dit is asof daar 'n release kom. So dis dood eenvoudig net 'n ek vergewe, so en so. En net op daai punt ook, moenie vergeet om jouself te vergewe nie. Wil net sê. Hierdie pad wat ek met daai sussie gestap het, sy het almal vergewe, maar daar was nog nie die finale deurbraak nie. En die oomblik toe sy haarself vergewe, ek kies om myself te vergewe, toe daai laaste goed gegaan en dis 'n ander mens met wie ek te doen het. Ek kan nie die wysheid wat ek in haar sien, die compassion, die sagtheid, daai harde muur is weg. So ja, vergifnis is 'n groot ene en ek dink mens kan nie genoeg klem op dit lê nie. Ons moet vergewe en ons moet gereeld vergewe en ons moet aanhoudend vergewe. It's not a once off. Amen. Amen. Okay. My volgende vraag wil ek amper glo het ek en jy in die eerste seisoen geantwoord, maar ek het dit hierdie keer gevoel om dit weer te antwoord, want dit is ook een van daai vrae wat nie net by een vrou of deur een vrou deurgestuur word nie. Ek vir julle sê massas vrouens wat hierdie vraag vra. Ek kom by funksies aan, dan kom vra vrouens my hierdie vraag en ek hoop regtig dat die manier hoe ek dit vanaand vir jou gaan antwoord, like you're going to move on from this topic. En dit is, my man staan nie sy rol as priester, koning en profeet vol nie. Nou vanaand gaan ek met 'n heeltemal 'n ander aanslag kom en ek gaan eerstens vir jou vra, weet jy wat daai 3 rolle beteken? Want baie vrouens is baie vinnig om te sê, Geraldine, my man is nie die priester, koning en profeet nie, en my man Geraldine. En dan is ons in 'n groep van vrouens staan, dan sal die volgende sommer saam sê, ja, maar weet jy wat myne ook, it's a man thing. Weet jy wat daai 3 rolle eintlik beteken en weet jy dan wat jy vra? Want as jy nie weet wat daai rolle beteken nie, gaan jy nie weet of hy in daai rolle staan of nie staan nie. So letterlik Christianity 101. Wat beteken dit as jou man die priester is in die huis? Dit beteken hy staan in verhouding met God namens sy gesin. Met ander woorde, hy bring hulle name, hulle vrese en hulle dankbaarheid voor God. Met ander woorde, hy gaan dit nie heeldag lank voor jou gesig doen nie. Is jy en jou man morning, noon and night, 24/7, every day of the week together, non-stop dat jy kan sien, hy bring nie jou sy gesin voor die Here nie. We don't know. We don't know. Ek kan nie vir my man sê, jy's nie priester nie. Hy kies konstant met die Here in gebed en hy's konstant nie by die huis nie. So, omdat ek dit nie sien nie, gaan ek nou vir myself begin vertel, he's not that. Wat is die koning? My man moet koning wees in die huis. Hy lei, hy beskerm en hy dien met wysheid en geregtigheid. Nie oorheersing nie. Nou kan ek ook sê, my man's nie koning nie, maar vrouens, hy lei my. Ek het absurde gedagtes, ek wil met elke idee wat great klink wil ek hardloop en prys die Here, my man is impulsief, so van meeste van my goed sê hy ja, maar vir ander beskerm hy my. Hy sien iemand se seer wat gaan kom nog lank voor ek die seer kom, want hy sê my vrou, waarom gaan jy heeltyd terug? En hy dien met wysheid wanneer dit kom by ons finansies. Ek hou nie van al die keuses wat hy maak nie, maar ek is onderdanig aan hom. So, before you're asking or saying he's not that, understand what it looks like. En dan die laaste een, wat is die profeet? Hy spreek lewe, hy spreek rigting en hy spreek identiteit. Wat God oor jou sê en oor sy huis sê. En ek kan jou beloof wanneer hy vir jou sê, my vrou, wel dan met jou vergadering, of my vrou, wel dan met jou deal. Like, he is speaking life over you. So, ek dink baie keer voel ons, of baie keer voel ek, vrouens weet nie wat daai 3 titels beteken nie, en uiteindelik daai 3 titels se kry om 'n 3 dimensie van Christus vir ons te kom weerspieël. En have grace. Miskien is hy 'n beginner met hierdie goeters. Miskien verstaan hy nog nie eers prakties die 3 rolle nie. En nou wil ek sê, gaan koop vir hom hulpbronne of leesstof om hierdie rolle te gaan verstaan. Want as jy vir my gesê ek moet profeet wees, of as ek vir Hytjie moet sê om profeet, my man het nie profetiese gawe nie, ek het die sterker profetiese gawe, gaan my man en ek moet in my lewe profeteer.
En hy moet groot tekens en bevestigings bring. Hy moet my net elke dag herinner wat God oor my sê. Amen. Then he's a prophet, dan profeet in my huis. Maar wat ek dink gebeur is wanneer hierdie rolle nie vervul word deur die man nie, en ek sê nie dis nie 'n realiteit nie, glad nie, maar ek sê ook verstaan wat die rolle beteken. En dan wanneer die rolle ontbreek in die huis, dan ervaar die vrouens dat sy voel onbeskermd, sy voel alleen en sy is moeg om die geestelike atmosfeer in haar huis self te dra. En dan wil ek vir jou sê, hier's God se antwoord. God se antwoord is nie vir jou en my om ons mans te gaan kritiseer nie. Raak beter, doen beter, kom aan man, raak sterker in die rolle nie. Dis om jou en my, ons eie priesterlike posisies te plaas. Want ek en jy het ook 'n rol. Ja, ons man moet inkom as die rol as die priester, koning, die profeet in die huis, maar ek en jy het ook 'n priesterlike rol. So baie van die vrouens wat ek ken en mee kuier, wag dat die man dit moet kom vervul, so sy staan ook terug in haar priesterlike rol. En dan wil ek jou sê, dis hoe jy reageer wat atmosfeer gaan verander. Ek hoor verskriklike woorde wat vrouens sê, voice notes wat vrouens my stuur op my sê, kan my man net bykom? My man is so useless. Kom ek lees gou vir julle wat sê Spreuke. Spreuke 14 vers 1. Every wise woman encourages and builds up her family, but a foolish woman over time will tear it down by her own actions. Nee? Dis daai vrou wat in die kerk sit, dan sê die pastoor op die dominee, dan klap sy daai man, sy rib is amper gebreek, so hard stamp sy, want het jy nou gehoor, daai stukkies op jou van toepassing. Ons is so besig om hom bewus te maak van dit wat op hom van toepassing is, dat ons mis die balk in ons eie oog. Dan sê Genesis 25 vers 15, use patience and kindness when you want to persuade leaders and watch them change their minds right in front of you. For your gentle wisdom will quell the strongest resistance. Jy sien, ons wil, dit moet nou gebeur, dit moet onmiddellik gebeur, hy moet nou in sy rol instap, hy moet nou kom wees in die huis. En as ek en jy voortdurend vir ons mans gaan sê, jy lei nie die huis nie, of Jessie, maar jy is passief met jou verhouding in Christus, of man, jy het geen visie nie, weet jy wat doen ek en jy? Ek en jy spreek dood oor ons man. Daai selfs wat jy vir hom kan sê is, Here, dankie dat u hom oproep as die man van eer en gesag. Dan spreek jy lewe oor hom. So hier's my antwoord vir jou. Jy kan oor jou man profeteer, deur liefde en deur bitterheid. So ek vra jou, is jy vanaand besig om te profeteer, lewe te spreek oor hom in liefde, of is jy besig om dood te spreek oor hom, oor bitterheid? Iets wat hy nog nie het nie. En dan jou rol. Hoekom jy in jou priesterlike rol in, terwyl jy wag vir jou man om syne in te neem? Wel, jy is nie sy oortuiging nie. En baie keer wat ek en jy wil doen, is ons wil die woord in sy gesig kom indruk. Ek en jy is sy aanmoediger. So vra jouself. Amen. As ek vir Hytjie gaan sê, en ek gebruik my eie man as 'n voorbeeld, kyk, hy battle dan nie onder die titel nie, maar dis nou maar my eie huis. Maar as ek elke dag vir Hytjie gaan sê, Hytjie, come on man, kom by die Here uit. Versus, ek het dan net Genesis klaar gelees. Weet jy wat so wow oomblik het ek in die boek? Ek moedig hom aan deur my voorbeeld wat ek stap. Ek wag nie vir hom om te begin nie. Ek gaan aan met my woord en my skriflesing. Jy hoef nie sy oë op te maak nie. Baie van ons wil die Heilige Gees in hom in sy lewe kom wees. Jy vra vir God om sy oë oop te maak. En hier is die antwoord. Ek wil amper vir jou vra, jy moet meer met God praat oor hom as wat jy met hom oor God praat. Amen. That's the change. Want as ek en jy dit heeltyd in sy gesig gaan gooi, he's gonna run away. En dan is die hartseer wat ek net graag wil hê jy moet verstaan. Net soveel as wat ons vrouens deur ons identiteit aangeval word en 'n gees van vergelyking binne ons is. Ken jy die attack aan in jou man se lewe? Het jy actually vir 'n oomblik gaan stil staan en besef, just as much as the attack is against your identity, the attack is against his identity. Miskien voel jou man
onwaardig om geestelik te lei. Want die vyand val hom net so hard aan oor sy identiteit. En sy mislukkings in werk, finansies, sy verlede, it takes a lot out of them. Het jy al by daai plek gaan stil word en hom gaan ontmoet in daai plek en hom gaan help om homself te vergewe vir daai goeters of vir die mense wat daai seer in sy lewe veroorsaak het? Het jy al jou man se innerlike skaamte met hom discuss? Because I promise you most of them also battle with ek's nie goed genoeg nie. Onthou, they want to be the provider, and if they feel that they can't provide for us emotionally, physically and finansieel nie, they feel like a failure, innerlike skaamte. En dan, as ek en jy die vrou is wat nef, kan jy, wil jy, gaan jy beter, het hy 'n vroulike teleurstelling wat hy elke dag in sy huis het. And he feels like you are rejecting him. He's not good enough to meet up to your standards. So jou rol is bid teen daardie leuns wat hy glo. Ken jy die leuns wat jou man oor in sy lewe glo oor homself? Ons is so behept met ons leuns, maar dit jy al gaan stil word en gaan identifiseer die leuns in jou man se lewe en wat is die leuns wat hy hulp mee nodig het. So, hoe lyk dit wanneer ek en jy prakties bid vir ons man? Hoe lyk dit wanneer ek en jy in 'n praktiese priesterlike rol intree? Salwing. Hytjie het vrydag aand voor ons gery het Nylstroom toe vir die Mighty Men konferensie. Toe sê ek my vrou kom sit voor my, ek wil jou voete was en salf. Want ek het so ver voor elke funksie het ek 'n groot ongeluk gehad of some sort. En ek het gesê vrou, ek gaan jou hierdie keer salf. En dit was 'n wake-up call vir my man dat wanneer los ek my man gesalf? Wanneer hy gaan slaap in die aand. Of hy's uit die huis gaan, hy gaan ry of hy gaan travel. Plaas jou hand liggies op sy kop of op sy skouer en sê Here, ek seën sy denke, ek seën sy woorde, ek seën sy leierskap vandag. Skryf in jou eie journal, waaroor is jy dankbaar? Hy het surely vandag iets gedoen waaroor jy dankbaar is. Hy het opgestaan, uitgegaan, het gaan werk. Trust you me, hy het ook baie ander goed wat vir hom lekkerder is. Soos ek en jy sal eerder in 'n massage spa gaan lê. Hy het ook 'n paar goed wat hy eerder sou gaan doen het. Acknowledge that the stuff that he is doing right. En partykeer gaan spreek daai woorde vir hom. So seer wat dit my maak is hytjie baie weg is van die huis. So weet ek it's a sacrifice, it's a commitment, it's 'n opoffering wat my man gemaak. Dis ook nie almal vir hom altyd lekker nie. Hy wil ook by my en my wees. But he needs to provide. En dan aanbidding en stilte. Sing oor hom eerder as om te kla oor hom. Amen. Wanneer nog het jy oor jou man gesing? Wie hy vir jou is. Aanbidding verander atmosfere vinniger as jou argumente. En ek dink jy moet jouself vra, wil jy reg wees? Want baie keer is ons in hierdie bekgeveg met ons mans, because I want to prove a point, I want to be right. But do you want to be right, or do you want to save the relationship? Sure. So, en dan my laaste punt net, as jy moeg is om te bid vir jou man, om hierdie priesterkoning en profeet rol aan te neem in die huis, wil ek jou regtig sê, begin by daai plek, begin by jou eie plek van seer, jou eie plek van bitter wees, want dis waar God jou wil kom genees. God wil jou hart kom regmaak. Want 'n verwonde vrou kan nie 'n hele man dra nie. So dalk het jy bietjie nodig om te gaan stil raak en by daai plek van seer te gaan genees. Amen. Ek wil net vinnig sê, ons is, dis dalk nou nie toevallig dat jy die vraag antwoord nie. Want ons is in 'n reeks, die Here het my baie hard op my hart gedruk, om by die fellowship, het ek Sondag wat verby is gepraat oor die rol van die man. Die Here het vir my gesê, die hele tema is veg vir jou gesin, veg vir jou familie. Nehemia 4:14. So Sondag het ons gepraat oor die rol van die man, en nou komende Sondag gaan ek praat oor die rol van die vrou. So ons het dit opgeneem, as daar mense is, dis nou audio, dis nou nie 'n visual nie, maar as daar van die vrouens is, wat dit dalk wil hê en wat komende Sondag, stuur net vir my 'n boodskapie, op Messenger, op inbox,
En dan stuur ek dit graag aan, want ek dink dit is so belangrik. Ek dink nie ons weet mooi wat is die rol van 'n man en wat is die rol van 'n vrou en hoe God het geskape nie. Die feit dat dit so kom verdraai. So dit is so waar wat jy gesê het, ons kla so oor ons mans wat dit nie is nie, maar weet ons wat dit is? Weet ons wat's die rol van die man? Weet ons wat's die rol van die vrou? Of kyk ons na Facebook en hierdie idilliese romantiese naweek weg en ons is net soos jou slegte ding, jy doen dit nooit vir my nie. Well, that is not part of the picture, verstaan jy? Soos dit is, ons kan nie ons man op dit nou 'n bar sit en sê sorry, jy's nou nie koning, priester, koning en profeet nie. Verstaan, want ons verstaan nie die rol nie. So ek dink dis iets waarop mens dieper kan ingaan. Maar ja, ek wou maar net sê dat daar is dit beskikbaar as daar van die vrouens is wat dit wil hê, dan sal ek dit met hulle deel. Maar Sissie, dankie, jy het dit mooi oopgebreek. Okay, let us go on to the next one. Hoe weet ek wanneer ek moet wag en wanneer ek moet beweeg? Jee, dis 'n lekker een. Ek dink baie van ons het al hierdie vraag gevra. Ek dink meeste van ons. Verstaan, Here, wat doen ek? Gaan ek of gaan ek nie? Gaan ek links, gaan ek regs? Wat doen ek? So hier's net 'n paar beginsels. Dis my beginsels. Dis beginsels wat ek in die woord kry en as dit jou so klein bietjie kan help, dan sal ek dankbaar wees. So ek lewe, die mense wat my ken, weet wat ek nou gaan antwoord. As hulle dit al daar in die comments wil tik, maar ek sê altyd ek lewe by die groen lig beginsel. So ek sien oral 'n groen lig totdat die Here vir my 'n stop gee of 'n rooi lig gee of 'n toedeur gee, dan weet ek, okay, ek stop. Maar verder probeer ek om soos Petrus te wees. Go, verstaan jy, vink Verstappen, verstaan jy, dit is hoe vinniger ons kan go. Ek dink die Here slaan al baie keer vinniger die deur toe, want hy weet anders gaan vink net deur daai deur voordat hy dit nog kan toemaak, verstaan. Maar ek dink, en ek sê hierdie met baie liefde, ja, daar sê Willemien groenlig beginsel. Ons over spiritualize goed, want ons raak so religious, verstaan jy? Ons wil tog so reg wees dat ons vergeet ons staan in verhouding met ons Vader. So daar is hierdie two-way gesprek wat ons met die Here kan hê. Daar's nie 'n reg of verkeerd nie en baie keer sê hy, as jy jou welbehae in my vind, dan gee ek vir jou hartsbegeerte. Verstaan, so ons wil dit over spiritualize, ons wil 5 bevestigings hê en ek sal nou by dit kom. Daar's niks fout met bevestiging nie, maar gaan totdat die Here jou stop, want hy's almagtig en ek gaan dit nou vir jou in skrif wys waar hy fisies mense gestop het. Ons hoor die Here se stem. Johannes 10 vers 27 sê: "My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my." So ons wil regtig, ons raak so religious oor hierdie ding. Is ek nou in die Here se wil? En ek moet tog net in die Here se wil wees. En sissies, dis my hartsbegeerte my lewe lank, is om in die Here se wil te wees. Maar ek het op 'n punt gekom waar ek dit besef het, ek complicate dit so vir myself, dat ek myself siek maak. Ek sal nagte om wakker lê en dink, is ek nou in die Here se wil? Terwyl hy sê, my dogter, jy het my Heilige Gees. Go until I stop you. You have my spirit and I am empowering you. Ek bemagtig jou, so beweeg. Ek dink ook die probleem kom in, ons hoor die Here, maar dit kom in by daai goed wat ons nie so graag wil hoor nie en dan maak ons of ons baie hardhorend is. Ekskuus Here, sê weer? Nee, Here, wag, sê gou weer? Nee, ek dink ek hoor reg nie. Kan nie wees nie. Kan nie die Here sê, kan nie die Here wees wat sê, my dogter, wag net so bietjie. My dogter, gaan links. Here, maar ek wil eintlik regs. Here, regs. Here, regs lyk baie religious, dit lyk mooi, dit lyk goed. En die Here sê, nee, stop, gaan links. So ek dink ons begin hardhorend raak en dan wil ons dit alles betwyfel en ons wil dit moeilik maak, terwyl dit nie
moeilik is nie. Daar's 'n plek vir bevestigings, hoor mooi wat ek sê, die Here het vir Gideon het vir 3 tekens gevra en die Here het vir hom sy tekens gegee, maar ek dink dit raak 'n probleem as ons oor en oor vir die Here sê, nee, okay, nog 'n teken, Here, nee, nog 'n teken. Dit raak ongeloof en dit raak sonde. En dan kom die vyand en maak hy lekker amok. So, die Here sê, daar waar jy my blindelings vertrou, daar behaag ek hom, daar behaag my geloof hom. Hy sê aan Thomas in Johannes 20 vers 29, hy sê, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. En Thomas het gesê, ek gaan nie glo Jesus het uit die dood uit opgestaan, totdat ek hom self sien, totdat ek die gate in sy hande sien, totdat ek die wonde sien. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Maar salig, geseënd is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Dit behaag die Here as ek en jy beweeg met die wete dat hy beweeg saam en totdat hy nie sê stop nie, gaan ek go. Ek dink ons wag vir wat? Wag vir beter dae. En hoor mooi, daar's 'n tyd en 'n plek vir wag. Ek is nie so goed met wag nie. En die Here weet dit. So baie keer gaan ek deur 'n wagseisoen, maar ek gaan aktief deur 'n wagseisoen. So ek doen dit wat ek kan doen in daai seisoen. Ek is nie net passief en doen niks nie. So hier's die goue sleutel, is die Heilige Gees. Dis regtig die Heilige Gees, my sissies. Jy kan nie sonder die Heilige Gees nie. Hy's die raadgewer, hy's die helper, hy's die rigtingwyser. Vra die Heilige Gees. Jakobus 1 vers 5 sê, vra vir wysheid en ek sal dit vir jou gee. Ek en jy vra nie gereeld genoeg vir wysheid nie. En dan is ons soos, nee, maar hierdie Here nou, het hy nou nie. My sissies, die influistering van die Heilige Gees is baie keer jou eie gedagtes. En dis hoekom die woord so duidelik sê, hou jou gedagtes op dit wat rein is, op dit wat goed is, sodat jy kan onderskei. Die oomblik wat jy weet, my gedagtes is nie meer op goeie goed nie, moet jy begin betwyfel, is ek op my eie of is dit regtig die Heilige Gees? Want hy praat konstant met ons. Ons is net soos, nee man, dis nou my eie gedagtes. Ek toets dit baie keer. Baie keer sê ek vir die Here, okay Here, ek wil U beter hoor. So kom ons toets dit. As ek 'n simpel ding hoor, dan act ek op dit en dan het ek hom gemis partykeer, ja. Maar 90% van die kere slaan dit raak, want die Heilige Gees wil so intiem betrokke wees. Moet ek hierdie blikkie Coke koop of moet ek hierdie gesonde water koop? Simpel ding nou, maar vra die Heilige Gees. Onmiddellik gaan hy vir sê, ja, maar die Coke lyk lekkerder, verstaan? Jy weet, jy neig na dit wat reg is, dit wat die Gees vir jou sê. So daarom, verklaar jou afhanklikheid, sê, Here, ek is afhanklik van U. Ek het 'n begeerte om in U wil te wees. Dis my hart se begeerte. En dan bly jy sensitief vir die Gees. Hy sal jou weerhou. Hoor wat sê Handelinge 16, vers 6 tot 7. Dis nou Paulus wat nou hier deur, ek wil amper sê deur die wêreld toer. Hy gaan na die ongelowiges toe en hy gaan ook op die groenlig beginsel. He's moving because the gospel needs to be spread. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Betanië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het nie nou gesit en vir 5 dae gevas en gebid en gewonder en boodskappe in posduiwe gestuur, moet ons nie, kan ons nie. They moved until they felt Holy Spirit said stop. Jy gaan nie nou verder nie. So, hoor my mooi, dit het nou verskriklik geklink om te sê, hulle het nie vir 5 dae gevas en gebid en whatever nie. Maar daar's 'n plek vir alles. Daar's regtig 'n plek vir alles. Maar my sissies, beweeg eerder en maak 'n fout in geloof. As wat jy ongehoorsaam is en jy bly stagneer, terwyl die Here eintlik deur jou wou beweeg. Ek voel, wat se pa gaan kwaad wees vir sy kind, as hy hierdie inisiatief geneem het, en hy het regtig uit 'n plek van oortuiging gedoen. Die woord sê, enigiets wat jy nie uit oortuiging doen, is sonde. So, watter pa sal vir sy kind sê, hoorie, jy het nou so droog gemaak, as hy hierdie inisiatief gehad het, en hy dalk gefaal. There's grace. Next time gaan jy beter onderskei, jy gaan beter hoor, maar moenie stagneer nie, want die vyand wil hê jy moet passief raak. Die vyand wil hê jy moet soveel keer wonder, maar is dit nou dit? Is dit nou nie dit nie? Go, totdat die Heilige Gees jou stop.
En dan 'n ander groot sleutel is God se vrede, wat waak oor ons gedagtes, wat waak oor ons hart. Ek sê altyd die vrede, en ek dink Bill Johnson het dit ook so mooi verduidelik, is soos 'n duifie op ons skouers. Die Gees, die Heilige Gees wat kom en rooi vrede. En as jy in iets in beweeg en jy voel die Heilige Gees is nie meer hier op jou skouer nie, hy het weggevlieg, hy het wegbeweeg, dan moet jy weet, wag. Dalk is hierdie nie nou die regte plek nie. Dalk is hierdie nie nou die regte keuse nie. Dalk is hierdie nie die regte ding wat ek doen nie. Maar sover jy voel ek het die Gees by my en dit wat ek nou doen, gaan hom nie hartseer maak nie, dit gaan hom nie bedroef nie, dit gaan nie iemand indoen nie, wil ek vir jou sê, go with it, verstaan jy? So as jy sekere besluite gaan maak, dink, is God se vrede by my? Is sy Gees nog by my? Want die Gees gaan hom nie meng met iets wat nie uit die Here se hart of hand uit is nie. So die gebed wat jy kan bid, ek sluit af met dit, is Eksodus 33 vers 14 tot 15, wat sê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet ons nie van hierdie plek af laat optrek nie. Laat toe dat die Here ken ons harte, hy sien ons motiewe in ons harte. En om te sê, Here, ek wil graag in u wil wees. So ek gaan beweeg sover u 'n ja gee. En die oomblik wat u 'n nee gee, sal ek nie hardhoorend wees nie. En sal ek regtig stop en hier wag op u. Ja, ek dink dis kort en kragtig, wel so kort soos wat ek kan. Ja, add as jy wil asseblief. Nee, ek dink dit was ongelooflik geweest en dis absoluut 'n vraag wat ons ek dink gereeld vir onsself vra. Ja. Die realiteit is, jy weet, daar's soveel goed wat mooi lyk en goed lyk en ons sê ja vir al hierdie dinge. En ek is nou so 3 jaar, ek het so 3 jaar terug, 3 jaar terug, het ek 'n keuse gemaak in 'n Januarie wat ek het gesê, I'm going to say no to good things so that I can say yes to godly things. So Amen. So I always just test it, want selfs ons goeie goeders, can become distractions. Ja. Good. Okay. Dan het ek nou die laaste vraagie van my kant af vir laaste gehou. Want ek is nie seker of ek gaan huil as ek hieroor gaan praat en of ek nou I've mastered the courage to speak about this nie, maar die vraag wat ek gevra het of wat ons gekry het is, wat doen ek as ek kwaad is vir God, maar te bang is om dit te sê? So ek dink baie van ons kom op daai plekkie en die wat my persoonlik ken sal weet, ek het 'n helse Oktober maand agter die rug. Ek het my dogtertjie wat verskriklik siek was en sy is vir 3 weke van Oktober verkeerd gediagnoseer en verkeerd behandel. So die gevolg was sodra die medikasie ophou, dan is my kind weer van voor af siek. En een van my moeilikste plekke waar jy my kan druk is as my kind siek is. Ek dink is vir geen mamma en om te begin is vir geen mamma lekker as hulle kinders siek is nie, en ons wil graag eerder daai pyn en daai burden vir hulle wil dra, maar wat dit vir my hierdie ronde so uiters moeilik gemaak het, is ek het my eie boek het ek geskryf, hy moes aan die einde van Oktober moes hy by my uitgewers gewees het, en dis my eie storie, ek moes rou, intense dele van my storie moes ek weer gaan herbesoek het, en dan moet jy dit oorskryf, in 'n storieformaat, wat vir die leser wat dit hopelik volgende jaar gaan lees, ja, ook iets sal beteken in haar eie storie. So, ek het die meeste van my skryfwerk het ek laat in die aande gedoen. As ek sê laat in die aande, het ek geskryf van 10 tot 2 in die oggend, so ek het bitter min geslaap ook, en wat dan gebeur is, ek wil geestelike oorlog voer uit 'n plek van oormoeg wees, en dan, omdat dit nie gebeur, so gou wat ek wil hê dit moet gebeur nie, dan raak ons kwaad, en ek wil regtig eerlik sê, ek maak myself baie vulnerable. Ek het nie mooi gepraat nie, ek het nie mooi gebid nie. Daar was oomblikke wat ek gedink het, okay Here, as jy nie gaan inklim nie, at least just give me some power to step in and fix the situation. Want het lyk vir my, you forgot about us. En dan, as ek hierdie storie terugdraai na elke vrou toe, dan weet ek van baie wat weet, of wat ek weet van baie se situasies, ek weet van vrouens wat in ongelooflike diep finansiële verknorsing is. Ek weet van vrouens wat in ongelooflike moeilike huwelike staan teenoor hulle mans en wonder hoe hulle bly met hulle gaan. Ek weet van vrouens wat op hulle knieë is vir hulle kinders, vir deurbraak, en vir restoration. So ek deny nie dat ons pyn het nie, en ek deny nie dat
ons deur moeilike goeters gaan nie. Maar ek wil eerstens die volgende sê, ek en jy skrik nie God af met ons kwaad nie. Ons skrik hom nie af met wanneer ons in ons rou eerlikheid na hom toe kom en hom sê, Here, waar is U? Want U stilte voel soos verwerping. Here, waar is U? Want my trane is op en ek het geen antwoorde nie. Here, wanneer gaan jy iets doen? Wanneer gaan jy my kom help? En so, wat doen ek as ek kwaad is vir God? Wil ek die volgende vir jou sê, ons raak kwaad vir God omdat ons voel Ek weet nie of dit nou net ek is wat myself sien. Sissies, as julle dalk net vir ons kan comment. O, daar kom Jerry. OK, kom ons gee net gou 'n spasie vir haar. Lekker. Ek is nie 'n stand-up comedian nie, ek is jammer. Anders het ek nou vir julle grappies vertel. Ek kan nie grappies vertel nie, ek ken nie grappies nie. Ek is seker sy sal nou terug wees. my OK. hoor. Daar kan ek jou nou hoor, jy, maar ek kan jou nog nie sien nie. Ek kom, my battery op my foon het uitgehardloop en dis hoekom my konneksie af is, sodat ek net die foon op die charger kry. My battery is op pap, ja, so as ek nou ook skuif. Ja. So ek behoort nou terug te wees, hy's nou. Maar ek was nou super op my senuwees dat ek nou moet begin grappies vertel en ek kan glad nie grappies vertel nie. Okay, kan almal Ja. van Mamma Patricia moet vir ons sing. Sy kan absoluut vir ons sing. Okay. So terug by die vraag gou vinnig. So wanneer ek kwaad raak vir God, dan gaan ek eerstens terug na my plek wat ek gaan herbesoek, wat was my aardse verhouding gewees met my pa of 'n man in my lewe wat my erns kon vertel het of my erns nie beskerm het toe ek moes beskerm word nie. En dan vra ek myself, voel ek daai emosie teenoor God? Want ons wil baie keer dikwels dat ek en jy 'n verwonge beeld van wie God vir my en jou moet wees. En dan wil ek die volgende vir jou sê, en ek het dit vandag vroeër op Facebook opgesit, want dit kom nou weer by my op. Die wêreld praat van deurbraak. Ons bid vir deurbraak vir ons kinders, ons bid vir deurbraak in ons finansies, ons bid vir deurbraak in ons gesondheid, ons bid vir deurbraak in hierdie seisoen, ons bid vir deurbraak in ons wagseisoene wat Leandie van gepraat het. Ons is heeltyd in hierdie deurbraak. And it's not wrong, but just understand this. Daar is nêrens in die woord deurbraak. Breakthrough is not mentioned in the word once. It's not mentioned in the word. Nie in Hebreëus nie, nie in Grieks nie, nie in die Red Letter Bible en Jesus se eie woorde nie. Daar is nie vir my en jou breakthrough nie. Wat as jy die stories van die Bybel gaan lees en jy gaan volg die karakters met wie Jesus 'n intieme pad gestap het omdat daar 'n plan oor hulle lewe was en 'n roeping in hulle lewens was, dan gaan jy die deurbraak beginsel raak sien. Maar die deurbraak is die volgende. Die breakthrough is God breaking through to your heart. En baie keer wat ek en jy nie wil hê nie of nie verstaan nie, is dat 'n breakthrough vir ons beteken my omstandighede moet nou verander. My moet nou gesond word. My debietorders en my skuld, daar moet nou 'n deurbraak kom. En ek glo daar's wonderwerke soos dit. Ek glo daar is mense wat nog steeds wakker word en daar's 'n bedrag in hulle bankrekening en hulle weet hoe die dag kom. I agree in all of that. But that's not your breakthrough. En ek moes keer op keer moes ek op hierdie plek kom wat ek besef, breakthrough for me is not God changing my circumstances, it is God breaking through my heart to change my heart. En wat beteken dit? Dit beteken ek kom by 'n plek van total surrender. Amen. En dan te sê, okay, hierdie verwagting wat ek het van God, hierdie ding wat ek wil hê, God moet kom breakthrough in my lewe. En my moet nou gesond wees, want anders dan voel ek iets my verwerp. Dan moet ek by die plek met myself sê, wat moet in my verander? Want
Ons gaan siek word. Ons gaan deur moeilike tye gaan. Kan ek gou vir julle die rude awakening gee? As jy, Michelle het dit so mooi gesê by die Vinkie kamp. As jy dink dit gaan makliker word in ons pad vorentoe, you have to step out because it's not going to get better. It's not going to get better, it's not going to become easier. Ek en jy gaan meer en meer en meer verdruk word deur die wêreld. Beteken dit ek en jy gaan meer en meer sê, waar's God? Hoekom verwerp U my? Want dit gaan net moeiliker raak vir ons. Ek sidder die dag wat ons as Suid-Afrika nie meer sulke gesprekke live gaan kan hê nie. Wanneer ek en jy in grotte moet gaan wegkruip om die evangelie te verkondig van mekaar. Because it's gonna happen. It's gonna happen. AI is nou so artificial dat hulle die boek van Revelations nou in 'n movie gaan omskep. Hy het my nou die aand gewys want hy's heavy op hierdie AI en artificial intelligence. It's shocking. En ek en jy, as ons nie intiem met die Here verkeer nie, we will not know the difference between truth and false. En as jy dink, jou lewe moet mooi wees, en jou lewe moet maklik wees, en jou lewe moet gemaklik wees, then you've got a wrong picture. Dan wil ek vir jou sê, gaan jy permanent kwaad bly vir die Here. Gaan jy permanent teleurgesteld wees in hom, because you want him to provide on your standard. Ja, jou term is. En die realiteit van jou standaard is jy sien net die klein stukkie van jou legkaart. Jy sien nie die hele prentjie nie. God sien die hele pad van jou legkaart, die hele pad van jou journey. En hy sê, I will mold and shape you and I will break through your heart so that it can become more like my son. En die probleem is, ons het soveel vrouens wat in die kerke sit. Ons het soveel vrouens wat podcasts die een na die ander kyk en ek moenie hoor wat ek nie sê nie. Moenie nie die goed luister en nie die goed kyk nie. Maar intimiteit, meer intimiteit. Jy gaan die hart van die Vader verstaan as jy in sy woord is, as jy sy Bybel gaan verstaan, as sy woord gaan verstaan, as jy sy Rema woord gaan verstaan wat hy vir jou wil sê en vir jou lewe wil kom vertel. En nou wil ek jou regtig sê, as jy op daai plek is wat jy kwaad is vir God, doen jouself 'n guns, gaan lees die psalms. 1/3 van die psalms is klaagliedere, moaning. It's David crying out and saying, hoe lank nog, Here? Waarom het U my vergeet? U het my vyande laat seevier. Hierdie is die woorde wat in Psalm is van Dawid. En weet jy wat sê die Here van Dawid? 1/3 van die psalms moan hy's kwaad. Hy gee sy hart vir die Here. Is nie mooi nie? En tog noem God hom 'n man na my hart. God neem geen aanstoot wanneer ek en jy met ons eerlikheid na hom toe kom nie. Inteendeel, my en jou eerlikheid beteken vir hom baie mooi as 'n aangeplakte gesiggie en 'n mooi gebed. Ek weet as ek op Facebook opkom en ek lyk rou en ek huil, ek het nie make-up op nie, Here verkies daai weergawe van my. God wants it even more of you. En dan wil ek vir jou sê, dink jy toe Jesus aan die kruis gesterf het, en hy skree die woorde uit 3 keer, as dit moontlik is, Here, laat hierdie beker by my gaan, dink jy hy het dit met 'n glimlag op sy gesig gedoen? Hy was gemartel, hy was seer, hy was like everything. Do you think he was laughing when he asked? Ek dink hy was diep binne hom kwaad. Maar jy sien, ons het hierdie kinderbybel storie van wat ons dink die kruisiging was. Hy sê in Matteus 26 vers 38, my siel is bedroef tot die dood. Dis nie die woorde van iemand wat 'n happy time het nie. En so jou eerlike gebed, dis geloof. Dis geloof. So, ja, ek het hoendervleis wat ek hierdie vir julle vertel, want ek kom keer op keer by hierdie plek in my lewe wat ek het regtig voel, okay, Jerry, kan ons verdomp by die toets slaag, want dit voel soos my belastingreg wat ek gepluk het en ek moes om 'n 2de jaar weer gaan doen, en die moeilikste vak in my studies. Dit voel of soos daai vakkie wat ek oor en oor moet skryf. And then yet I think, thank God for every test and every trial and every battle and every unchanged circumstance, that He loves me too much to leave me the way that I am. That He wants to break through my heart, remove what is not meant from Him. Ek sê vandag met 'n vriendin, as God nou onmiddellik jou omstandighede verander, would you still need Him?
Did you still need him? Die antwoord vir kwaad is eerstens, wat is jou beeld van die Vader? Die antwoord vir jou kwaad is weet jy wat se aardse figuur het jou teleurgestel? Want baie keer is daai jou beeld van God die Vader. En dan kom jy uit daai plek waar jy sê, maar U stel my teleur. En dan wil ek vir jou sê, He owes us nothing, not even an explanation. But what he's doing is he's breaking through your heart. En partykeer ongelukkig, nê, is daar baie waarskuwings. Dan sê die Here, don't do it. Maar ek het net 'n vrye wil. And we then go and do it. And then our choices gets us into a mess. And then we want to say, but where's God? Sure. Well, hello. He's been there all the time. Sure. So ek wil jou regtig aanmoedig om regtig jou kwaad, soos Dawid in 'n klaagliedere gaan skryf. Gaan gooi dit uit voor die Here en weet net dat jy verras hom nie. Amen. Jy verras hom glad nie. Maar dit begin met intimiteit en intimiteit is get to know the word of God. Sure. Sure. En nou lyk dit vir my of Lian die vries. Terug. Ja, dankie tog. Okay, ja. Ja. Ek weet nie of jy iets daar wil by sê nie. Nee, ek dink dit is baie mooi gesê. Ek dink dit is very raw and real. Ja, want ons almal was al daar. Ons almal was al daar waar ons kwaad is vir God. En ek dink ons probeer dit so toe maak met mooi broodjies en dit en dis nie wat die Here wil hê nie. Anders kon hy vir hom robotte gemaak het wat net nooit vir hom kwaad was nie en hom net altyd geloof en prys het en verstaan jy, hy het ons mens gemaak, hy het ons regtig gemaak want hy vind waar in elke liewe stukkie van ons menswees, selfs die sleg, selfs die lelik, wil hy inklim en sê, bring daai vir my, want ek wil iets aan jou openbaar, ek wil deurbraak in jou bring, ek wil deurbreek na jou toe. So ja, jy het nou 'n mooi ding raakgevat oor die toetse en dit bring, kan ek aangaan met die laaste vraag? Ja, want ek dink jou laaste vraag is eintlik maar baie baie in. Ja. Baie, ja. So die laaste vraag wat ek antwoord is, as U goed is, hoekom voel dit of U stil bly wanneer ek U die nodigste het? So ek wil by daai heel eerste sin stop, as U goed is. So my sissies, ek en jy gaan met waarheid in ons harte vasmaak, want God is goed. En al moet jy dit op stick-it notes jou hele huis vol skryf en dit vol plak, dan is dit wat jy moet doen. Maar goedheid is wie hy is, dis deel van sy karakter, dis 'n waarheid. Dis nie afhangend van iets voorwaardeliks, amper weer soos vergifnis. God is goed, dis inherent wie hy is. So, ek kan nie, 'n suurlemoen kan nie soet wees nie, 'n hond kan nie 'n kat wees nie, en God kan nie sleg wees nie. Verstaan, God is goed. Dit is die punt van dit alles. Daar's geen donkerte in hom nie. Maar gaan ons deur tye gaan waar ons voel, Here, waar is U? Here, hoor U my nog? Here, U praat nie met my nie. Hoor hierdie awesome quote. Dit sê, when you are going through difficulty and wonder where God is, remember that the teacher is always quiet during the test. Dis gewoonlik in hierdie moeilike tye waar ons geloof, dit wat ons verklaar het, getoets gaan word. So ek wil vir jou sê, wanneer jy in 'n tyd is waar jy voel, Here, waar is U? Here, is U nog daar? Here, hoekom is U so stil? Dan is dit omdat jy 'n toets skryf. Jy is besig om deur die vuur te gaan. En nou gaan ek vir jou sê, dis 'n goeie plek en jy gaan dink, Leandi, jy is absoluut laf. Verstaan, hoe kan jy sê dit is 'n goeie plek? Maar my sissies, dit wat kom nadat geloof gesuiwer is, nadat jy deur die vuur gestap het, jy getoets is en jy aan die ander kant uitgekom het,
daar's niks wat dit kan koop nie. Daar's geen geld wat dit kan koop nie, daar's geen goeie tyd wat dit kan koop nie, daar's geen mountain high wat dit kan koop nie. Dis net die toetse van die lewe, die moeilike van die lewe. As ek vir julle moet vertel, as die Here my moes los waar ek was, om geen toetse te skryf nie, om deur geen storms te gaan nie, dan was ek nie vanaand wie ek nou is nie. Dan het ek nie geleer wat ek vanaand geleer het nie, dan het ek nie ervaring gehad nie. En dan kon die Here nie deur my doen wat hy nou doen nie. So dis die beste plek om te wees. Die woord praat so baie van ons geloof wat getoets moet word. En ek het vir jou vrek baie skrif. En ek gaan dit vir jou vinnig probeer lees, maar julle gaan moet bybly. Kom ons begin by 1 Petrus. So 1 Petrus 1 vers 7 sê die volgende. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. My sussie, it's time to put our money where our mouths are. Te veel is daar Christene in die wêreld, maar die oomblik wat die tekkie die teer tref of die popo spat, dan is ons soos nee, okay, nou is ek uit, verstaan, want waar is die Here nou? Nou is ek kwaad vir hom. Dis presies wat Jerry nou gesê het. Dit gaan al hoe erger word, maar hierdie is om die egtheid van ons geloof te toets. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. My sissies, daar's soveel meer aan 'n toets. Jy moet nie sê as God goed is nie. God is goed en daarom gaan ek deur toetse gaan ek deur beproewings gaan, sodat when the going gets tough, I can get going, want dit gaan erger word. It's going to get tougher. So hy is hierdie genadige pa wat sê, kom ek berei jou voor, stelselmatig. As ek vir jou sê, jy moet nou die Comrades gaan hardloop, maar jy het nog eers 2 kilos in jou lewe gehardloop, my sussie, kan ek jou nou garandeer, gaan jy al jou beenspiere skeer, gaan jy alles, man, jy gaan, soos ek weet nie soos wat lyk nie. So die Here is nie ongenadig en wreed en evil en hy bly stil want hy sleg nie. Dis juis omdat hy goed is wat hy sê, kom ons toets eers. Kom ek vat jou. Jy het nou hierdie gesê, jy het hierdie verklaar, kom ons toets dit nou. Kom ons stuur dit deur die vuur en kyk hoe eg is jou geloof. Dan die tweede vers, 1 Petrus 1, vers 6 tot 7. Okay, ek het dit nou gelees. Dan vers 3, 1 Petrus 4. Kom ons gaan 1 Petrus 4 toe. 1 Petrus 4, vers 12 tot 13, sê die volgende. Geliefdes, moenie verbaas wees. Moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dit moet julle liewer bly maak, want so deel julle in die lyding van Christus. Later sal julle wonderlike vreugde ervaar wanneer sy heerlikheid bekend gemaak word en julle daarin deel. My sissies, ek en jy moet die woord ken, dan sien ons, moenie verbaas wees oor die vuurproef nie. Moenie verbaas wees wanneer God stil is nie. You're writing a test. Sorg jy net dat jy deur daai toets kom. Hou op om gesaai trek word en is God nou dit en is hy nou dit? Brand vas in jou hart, hy's goed. So dit wat nou kom, Here, hoe vinniger ek dit kan deursien, hoe vinniger ek hier kan deurkom en ek ander kant uitkom, hoe vinniger kan die lof en die heerlikheid kom wanneer Jesus Christus terugkom. Dan Jakobus 1, kom ons gaan gou Jakobus toe. Hierdie is goud. Ek love die skrif. My broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland, moet julle eintlik bly wees. Dis die tweede keer wat ons moet hoor. Moet julle eintlik bly wees. Julle weet mos, wanneer mense geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter end uit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Niemand van ons wil goed begin en sleg eindig nie. As ons nie toetse gaan skryf, gaan ons nie goed eindig nie. En daarom is dit belangrik dat hierdie om te kan volhard, moet ons hierdie toetse skryf. Romeine 5.
Kom ons hardloop gou deur dit. Romeine 5 vers 3 tot 4. Dis egter nie al nie. Ons jubel weer derde keer. Jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. As Josef nie deur dit gegaan het wat hy moes gaan nie, sou daar nie hierdie massiewe karakter gewees het om die toekomsverwagting wat hy gedra het te kan sustain nie, my sissies. Ek en jy kan nie sonder die toetse nie, ons kan nie sonder die vuur nie, ons kan nie sonder dit gaan nie. Dan Jesaja 48, maar nou sê hulle net, ja, maar dis net alles Nuwe Testament. Jesaja 48, hoor hoe mooi is dit, vers 10 sê die volgende, dit sê, ek het julle gelouter, maar nie so silwer nie, ek het julle gelouter in die smeltkroes van lyding. Lyding is my en jou vuuroond waardeur ons ongelukkig moet gaan. Ons gaan nie verby dit kom nie. Sagaria, ek wil gou, dis die laaste skrif wat ek nou wil lees, Sagaria 13 vers 9 sê, ek sal daardie groep deur vuur laat gaan, en hulle suiwer, net so silwer en goud, deur vuur gesuiwer word. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle antwoord, ek sal hulle my volk, en ek sal sê, hulle is my volk, en hulle sal sê, die Here is ons God. My sissies, reg deur die woord van God, praat hy oor hoe ons gaan gelouter word. Abraham se geloof was getoets. Openbaring praat van al hierdie toetse waardeur ons moet gaan. So van begin tot einde gaan ek en jy toetse skryf. Openbaring 2 vers 10 sê hou op om bang te wees vir wat jy nog gaan ly. Kyk, die duiwel gaan sommige uit julle geleerders in die tronk sit om julle regtig te toets. Julle sal ook swaar kry. Wees net getrou tot die dood toe en ek sal aan jou die kroon van die lewe gee. There's so much more to hold on to. Openbaring 3 vers 18 sê die volgende. Ek gee jou daarom die raad, dis God self wat hier praat, ek gee jou daarom die raad, om by my goud te koop wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan word. Die Here sê, wanneer jou geloof gelouter word, is dit soos goud wat jy by hom kan koop. En dit behaag hom, my sussie. So wanneer jy deur toetstye gaan, dis die beste plek om te wees. Sê dankie vir die Here, want as jy dit slaag, kom daar elevation, daar kom verhoging. Want dit is maklik om met ons mond iets te sê, maar die oomblik wanneer ons dit moet leef, ek weet nie van jou nie, maar ek kan sien as iemand oor iets praat en hulle het dit geleef, as wat dit net kopkennis is. Jy kan sien as iemand iets vir jou sê en jy hoor eintlik net jara, but you see they haven't lived it. En daar's iets aan iemand wat iets 'n gravitasie dra because they've walked the walk and they can talk the talk. En my sissies, as dit is hoe ek en jy sy naam kan verheerlik, dan gaan ek deur die swaar tye, want ek weet, die Here sal my nie, hy sal nie 'n geknakte riet breek nie. Hy sal my nie laat smelt in daai vuuroond nie. Inteendeel, hy's besig om my spiere sterker en sterker te maak, sodat die dag wat Jesus Christus terugkom, ek daai kroon kan kry en kan sê, Here, ek het end uit vasgestaan. So baie van ons begin goed, maar hoe baie van ons eindig goed? En hoe baie van ons gaan goed eindig? En dis 'n vraag wat jy regtig vir jouself moet vra. So die volgende keer wat beproewing kom, die volgende keer wat hy stil is, moenie vra, is God goed nie. Vra net, Here, hoe gaan U my suiwer hierdeur, sodat ek end uit kan vasstaan? Hier is die belofte. Ek wil hê jy moet belofte, 2 beloftes vanaand in jou hart vasbrand. Jesaja 43 vers 2. Hoor hoe mooi is dit, ons almal ken dit so goed. Maar dit sê, wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Die Here is nie ver nie, my sussie. Hy het jou nie vergeet nie. Hy's nie weg nie. Hy's by jou. You're just writing a text. En wanneer jy deur 'n vuur gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie
verteer nie. Dis belofte. Jy moet dit vasmaak vanaand. Maak nie saak hoe warm daai vuur is nie. En ek en Jerry kan getuig. Partykeer dink jy, Here, in hierdie situasie verbrand ek vrek. Ek kan nie verder nie. Maar die Here se belofte is, jy gaan nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. En dan Daniël 3, wat ons almal so ken. There's another in the fire. Dit was 'n liedjie ook. Daniël 3 vers 24 tot 25 wat sê koning Nebukadneser was egter verstom. Hy het opgespring en vir sy raadgewers gevra: "Was dit nie 3 mans wat ons vasgebind het en in die vuur gegooi het nie?" "Ja, beslis, U Majesteit," het hulle vir hom gesê. Hy sê toe vir hulle: "Ek sien dan 4 mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie en hulle maak niks. Die 4de een lyk soos 'n bo-aardse wese." My sussie, daar's 'n 4de persoon saam met jou in die vuur. Jy's nie alleen in die vuur nie. He will not leave you and he will not forsake you. So jy mag nie glo dat jy besig is om te versuip nie, want dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen. En vanaand gaan jy 'n leuen vervang met 'n waarheid en dit gaan God se waarheid wees. So hy mag dalk stil wees, maar jy's nie alleen nie. Jy's dalk net besig om 'n toets te skryf. Ek gaan met hierdie afsluit. Ek het 'n storie en dalk het jy dit al gehoor. Dis kort. The Refiner's Fire story shares the story of a group of women who were studying the book of Malachi. They came upon Malachi 3 verse 3, which reads, "He will be like a refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. Then they will present offerings to the Lord in righteousness." One of the women wanted to learn more about this metaphor and went to visit a silversmith. She watched him put the metal into the hottest part of the fire, where the impurities were removed from the metal so that the silver would come forth unblemished. The silversmith explained that he had to hold the metal carefully, never taking his eyes off it. "How do you know when it is ready?" the woman asked. "When I can see my image in it," the man replied. My sissies, in die vuur raak ek en jy meer en meer soos ons Vader. Geraldine het begin om te sê, ons is in sy beeld geskep. Maar dit gaan kos dat ons deur die vuur moet gaan. Dit gaan kos dat daar storms gaan kom. Maar hy is besig om dit wat nie van hom af is nie, dit wat nie in sy wil is nie, dit wat nie hy is nie, weg te brand, sodat ek en jy meer en meer soos hy kan lyk. En daarom moet ek en jy 'n intieme verhouding met hom hê. Want as ons nie 'n intieme verhouding het nie, gaan ons die leuns glo dat is God regtig nog goed? Het God nie dalk van my vergeet nie? Hy's besig om my te breek. En dis alles leuns. So dis my hartsgebed dat jy hierdie vanaand sal vasbrand en sal weet, Here, eintlik is ek op 'n goeie plek. Kom doen wat U moet in my hart, want ek wil meer en meer soos U lyk. Amen. Ja, sorry, amen. 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 Dis baie waar. Ek gaan eers iets daarby sê nie. Ek hou die tyd op dop. Ek dink Ja. dit was 'n geseënde aand gewees. Ons doen hierdie weer oor 2 weke, 19de November. Stuur asseblief julle vrae in. As enigiets vir julle van hierdie antwoorde vir jou deurbraak was of revelation of net vir jou clarity en jou confusion gebring het, asseblief reik uit na ons toe. Dis lekker om te hoor en dan verdere pad met jou te stap, maar ek dink die crux of die groter boodskap van vanaand was is eerstens wie is jy? Weet dat God vir jou oor jou sê tot vandag toe nog jy is baie goed. En dan die verwarring wat plaasvind, die donut syndroom. Ek het kyk en alles wat ek nie het nie. My man is nie waar hy is nie, my man is nie daar nie. Ek het nie dit in my lewe nie, ek het nie dit nie. En dan te kyk, okay, soos Romeine 8 vers 28 sê, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy liefhet. Maar volgens die wêreld se ten goeie is dit sukses, rykdom, maar God se ten goeie is ek laat alles met hom meewerk ten goeie en daai ten goeie is dat ek en jy in sy beeld geskape word. And it comes with a price. So
it comes with a price. En ek is op 'n plek wat ek net, it's very difficult to say it out loud, is don't waste your storm. Amen. So, my sussie, dankie vir jou tyd. Ek weet jy het 'n vol dag gehad. Ek chat met jou en ek stuur vir ons gaan weer kiesie vra vir oor 2 weekies. Maar ja, baie lief vir jou. Dankie vir jou wysheid. Dankie vir jou tyd. Dankie vir jou liefde wat jy mee bedien in jou hart vir Jesus. Dis mooi om dit saam met jou te kan beleef en te kan sien. Dit hou my sussie, ek is trots op jou hoor. Gaan slaap nou lekker. Jy verdien 'n goeie nagrus. Vir al die vrouens, dankie. Mag julle veilig wees, 'n goeie week verder hê en ons sien julle oor 2 weke weer op Facebook. Liefde, bye.